Die Heilige Gees as heiligmaker, gebaseer op R.C. Sproul se Crucial Questions reeks. Nadat die Heilige Gees ons lewend gemaak het en ons as voorspraak bystaan, begin 'n lewenslange proses wat ons heiligmaking noem. Vandag sien ons dat die Gees nie net die een is wat ons red nie, maar die een is wat ons ook verander. Hy is die heiligmaker wat in ons werk om ons meer en meer soos Jesus Christus te laat lyk. Die kernteks vir hierdie hoofstuk is 2 Tessalonisense 2 vers 13. Maar ons moet God altyd oor julle dank, broeders, wat deur die Here bemin word, dat God julle van die begin af verkies het tot saligheid in heiligmaking van die Gees en geloof in die waarheid. Heiligmaking is 'n proses. Anders as wedergeboorte wat in 'n oomblik gebeur, is heiligmaking 'n progressiewe proses wat die res van ons lewens duur. Terwyl die Gees die krag gee, word ons tog opgeroep om aktief saam te werk. Ons moet die sonde doodmaak. Ons moet oefen in die godsvrug. Ons kan nie passief wees nie. Ons is aktiewe agente. Die Gees bewoon die gelowige. Dit is sy teenwoordigheid in ons wat 'n afkeer van sonde en 'n honger na geregtigheid skep. Hoe weet ons dat die heiligmaker besig is met sy werk? Daar is sigbare resultate. Heiligmaking beteken daar is 'n voortdurende oorlog tussen ons ou natuur en die nuwe lewe van die Gees. Die Gees gee ons egter die oorwinning in hierdie stryd. Die Gees produseer vrugte, soos liefde, blydskap, vrede, selfbeheersing. Gaan kyk maar Galasiërs 5 vers 22. Hierdie is nie menslike prestasies nie, maar die natuurlike uitvloeisel van sy werk in ons. Heiligheid is nie 'n opsie vir 'n Christen nie. Dis die doel waarvoor ons geroep is. Die Heilige Gees as heiligmaker verseker dat die goeie werk wat hy in jou begin het, ook voltooi sal word. Hy maak jou nie net reg voor God nie, hy maak jou ook nuut in jou daaglikse wandel. Amen. Kom ons bid saam. Heilige Gees, werk kragtig in ons voort, sodat ons die sonde sal aflê en met volharding die pad van heiligmaking sal loop, tot eer van U naam. Amen.